Goeiedag almal. Ons het hierdie week gestels oor weerstaan die duiwel en ook hoe om hom te weerstaan. Ek het maar 'n paar dinge met u gedeel hoe ons die duiwel suksesvol kan weerstaan. Daar is baie ander ook, jou gebedslewe, aanbidding ensovoorts ensovoorts. Maar hierdie paar dinge wat ek hierdie week saam met u deurgegaan het, is uiters belangrik en jy kan dit suksesvol aanwend. Ek glo met my hele wese dat die volgende baie belangrike wyse waarop ons die duiwel suksesvol kan weerstaan, is ons geloof in God. Efesiërs 6 vers 16, wat die woord van die Here sê, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Die skild van geloof is jou onverskrokke vertroue en geloof in God en ook in Jesus Christus se oorwinning op Golgotha. Op Golgotha het Jesus Satan verslaan en hom van al sy gesag gestroop. Jesus roep uit in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En hoor wat sê hy in Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Gryp hierdie teksvers vas, maak dit jou eie, glo die Here, vertrou hom, skop jou voete vas en weerstaan die duiwel. Ons kan met vrymoedigheid ons geloof en vertroue in God as basis gebruik om elke aanval van die bose doelgerig, aggressief, suksesvol te weerstaan. Want die woord van die Here leer ons in 1 Johannes 4 vers 4, God, wat aan julle kant is en ook in julle is baie groter en sterker as al die magte van Satan wat in die wêreld is. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in Efesiërs 6 vers 13. Neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Dankie Here, help ons met die krag wat ons nodig het, die wysheid wat ons nodig het, om die werke van Satan suksesvol te kan weerstaan. Amen.